am an instrument of exaltation, and I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation. There's a song of praise that only I can bring. And who else is worthy? Who else is worthy?
So kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Liewe Here, ons kom sê vir U, hoe alles is worthy, Here. Net U en U alleen, Vader. Here, ons kom bid vir elke werksgeleentheid. Vader, dat ieder en elke mens wat werk soek dit sal kry, Vader, dat U hande op sal heers. Here, ons kom bid daar waar al 'n finansiële blokkade is, Vader, dat U finansies daarvoor sal bied, Here. Dan voor ik jullie los vanochtend, ik onze testimonie, een van onze gebeden die terug, was er een van ons lidmaten om een kaart te krijgen. En zij laatste kaart die krijgt. Terwyl jy gaan sit, gee hom 'n kompliment. Sê vir hom hy het gewig verloor. Hy het spiere bygekry. Hy lyk mooi in sy warm baadjie. Baie welkom vanmôre hier. Dit is so heerlik om julle hier te hê. Ek weet dit is so 'n bietjie koelerig, maar ek sien daarom my saal is vol en ek sien daarom julle het gekom. So ek dink dat wanneer die eindtyd gebeur, gaan dit nie plaasvind met koue nie. Alraai, dit het ons nou al established. Met reën definitief. Ek weet nie of ek baie hard is nie, of is dit net ek wat myself hier hoor het? Is dit baie hard? Okay, sit my dan baie sag want ek gaan skree. Dankie julle. Daar's hy. Yes, luister hier, welkom. Ons is wonderlik om julle hier te hê by ons en dit is heerlik altyd om ek is bevoorreg om julle elke Sondag hier te hê. Dis my so, julle luister, julle het goed gesing. Thanks worship team. Dit was ek het genuine lekker gesing vandag. Wel nie dat die ander keer nie lekker was nie, hierdie was lekker, right? Bedoel maar net. So luister hier, baie welkom hier so by ons kerk. Ons is in Victory Kerk. Dis wie ons is. Ons glo dat wanneer jy met God 'n pad stap, is daar altyd 'n victory. Ons doen nie veel goed in ons kerk nie. Ons doen eintlik maar net 4 goed in ons kerk wat ons graag aan jou aanmoedig om die pad te vat saam met ons dit. En daar is dit, die eerste ding wat ons wil hê is ons wil net hê jy moet God ken. That's it. Dis al wat ons wil hê. Ons wil hê jy moet God ken. Hoe op jou manier. Op staar in jou lewe met jou hand opgesteek het by 'n plek of hier en sê luister, ek wil God leer ken. Ek wil 'n verhouding met God hê. Tweede ding is ons wil hê jy moet vryheid vind. As jy God leer ken, dan kan jy nie meer dieselfde loop, dieselfde praat, dieselfde dink, dieselfde doen nie, dan moet daar vryheid plaasvind. En dis wat ons doen. Ons help met vryheid. So gaan jy vryheid vind. Ons doen dit deur Sondae, ons doen dit deur ons dienste, ons doen dit deur ons boodskappe, maar ons doen dit ook deur ons selgroepe. Raak betrokke in 'n selgroep. Ek kan jy nou sê ek hoor getuies van mense, getuienisse, dankie ma. My ma is my Afrikaans onderwyser. Dankie ma. Elke keer, elke Sondag sê sy my, luister hierdie woord en hierdie woord en hierdie woord en ek sê, okay, maar nou mis jy boodskap. Ek sê vergewe, nie check my taal nie, maar in 'n geval. Maar prys die Here, sy's daar. Okay. Soos lief vir. So vind vryheid in 'n selgroep. Alraai, ek hoor soveel mense wat kom en sê, luister, dit is vol van my selgroep, my hele verander. En dan wil ons hê jy met jou gawe ontdek, om te dek wie het God jou gemaak, hoe het hy jou gemaak, met gawes, talente, seker ouens kan speel, seker ouens kan nie musiek doen nie, seker ouens kan werk, seker ouens kan, almal kan werk, maar ontdek die doel en dan om 'n verskil te maak. That's it. Dis al wat ons doen in hierdie kerk, om 'n verskil te maak, om iemand anders te gaan haal daar buite en sê, luister, kom ek help jou om hierdie volgende stappe te neem. Dis net 4 goed, en ek sê altyd, gee my 8 maande. Gee my 8 maande. All in. En as die Here nie jou hart change nie, en jou lewe word nie getransform nie, sal ek saam met jou na kerk, na ander kerke toe gaan, en ons gaan soek vir jou die beste kerk. Ek sal saam met jou gaan, ek sal ander kerke besoek, ek sal tot die dominee bel en sê, ek stuur vir hom 'n brilliant hou, wat gaan baie geld gee, en wat gaan baie hard werk in sy kerk. Okay? Maar gee my eers 8 maande. 8 maande laat die Here hier doen in jou lewe. En jou hele lewe gaan change. Okay, so baie welkom. Ek weet ons het 'n klompie nuwe mense vanmôre hier as gevolg van ons baba wat ons gaan inseën. So ek gaan dit nou doen. En nuwe mense, luister, ons vra nie jou met jou hand opsteek, ons gaan nie op jou hande klap nie. Ons gaan niks doen. Ons weet jy wil anoniem bly, so ons gaan anoniem hou. Al wat ek van jou vra is voor jou se sakkie, in daai sakkie is 'n bordjie voor die huis te gaan. Vul hom vir my in, sê vir my jy kom kuier, dan bly jy doodstil. Jy hoef niks te doen nie. Sê jou naam, jou nommer, draai hom om, sit hom op jou stoel. Iemand gaan hom optel, gaan hom vir my gee en ek stuur jou 'n SMS om vir jou dankie te sê. Ek kan nie altyd by die
weer weet wie's nie, of ek is nie altyd daar wanneer jy instap nie, ek wil jou SMS stuur om vir te sê, so dankie dat jy kom kuier het, maar hulle gaan jou nou weer herinner. Kom ons begin met die baba insending. Lisa Marie en John Ray, julle weet, julle kan kom. Net so. Lia Marie de Kok. Okay. Net Kok. De Kok. Nie de Kok nie, net Kok, maar jy is John Ray Kok en jy is Lisa Marie de Kok. Ja, ek grap. De Kok. Maak se kos, maar erg. Okay. Luister hier, wat 'n voorreg is dit nie vir my nie. Ek was bevoorreg geweest om hulle te trou en nou is ek bevoorreg om julle babatjie in te seën en ek gaan nie so bevoorreg wees om julle begrafnis te hou nie. Okay, so dit moet julle uithou en iemand anders te voorvra en julle moet langer lewe as ek. Maar wat 'n voorreg is dit nie vandag om hier te wees nie. En sy weet nie eintlik op hierdie stadium wat aangaan nie. Sy's net heeltemal happy daar waar sy lewe. Maar ek weet wel, dit gaan meer oor julle vandag. Okay? Dit gaan oor julle vandag. Dit gaan julle kom vir al hierdie vol saal, het almal gekom spesiaal vir julle. Right, en nou maak julle 'n belofte vir almal van hulle hier. En sê, weet jy wat? Ons gaan ons kinders groot maak in die huis van die Here, wat julle reeds doen. Ons gaan ons kinders groot maak om die woord van God lief te hê, wat julle reeds doen. En ons gaan ons kind groot maak om uiteindelik daar haar doel te kry. Om eintlik te weet waarvoor sy geskape is. En dat, net so by the way, hierdie familie huil oor alles. So, hy huil omdat hy bly is. As ek hom getrou het, het hy gehuil toe hy trou. As ek sê, luister ek my toon gestamp van huil hulle. Dis so mooi van hulle. Dis so mooi van hulle. Dis so mooi van hulle. Jy mag maar vandag, want dit is 'n groot voorreg. Alright, dis 'n groot blessing wat julle vandag doen. En min mense doen dit, en min mense vat daai belofte en dis wat julle doen. En ons eintlik is ons goal eintlik maklik. Ons goal of ons doel met ons kinders en ek gaan so 'n ouerskap reeks so in September doen. Ons goal, ons doel met hierdie is eintlik om hulle is nou afhanklik van jou. Ons doel is om op die ou ende haar afhanklik te kry van God. Dis eintlik ons werk, alright. En dit vat 'n tydjie en dit vat 'n paar goedjies en dit vat goedjies, maar ons gaan dit leer 'n mens maar soos jy gaan. Ek kan jou nie die beste resep gee nie. Ek weet Mark Twain het op stadium gesê, as jy kinders kry, put them in a barrel and keep the hole open, feed them through the hole. When they turn 16, plak the hole. Right. Dis al wat ek van kinders weet. Right. Dis al wat ek van kinders weet. So wat 'n voorreg. Okay. Nou is dit sy. Lia Marie de Kok, ek gaan nou met jou praat en jy gaan nie eintlik verstaan wat ek nou sê nie. Daar sê sy dan, pa, gee haar daarmee terug. Jy gaan nie eintlik vir my verstaan wat ek vir jou sê nou nie, maar ek wil wel vir jou sê dat jy het ongelooflike ouers. Ongelooflike mooi ouers. Alright? En hulle is so lief vir hulle is lief vir Jesus. En hulle is so lief vir die kerk en hulle is so lief vir mense en hulle gaan so lief wees vir jou. En kom ek sê vir jou vandag, weet jy wat is die lekkerste vandag? Ja, jy kan maar lag, Bel. Dit is nie 'n grap hier, ek is ernstig as ek dit sê. Maar hulle is so lief vir jou en hulle gaan so mooi na jou kyk. Jy is so gelukkig. En ek gaan jy vandag 'n kolletjie op jou kop maak. En dat beteken dit dat Jesus kies jou. En weet jy dat as mamma en pappa nie alright is nie, dan het Jesus jou klaar gekies. En as hulle lelik met jou is, dan kom jy na die kerk toe. En die kerk sorteer hulle uit. En as hulle nie vir jou sweets wil gee nie, dan kom jy na my toe. Sorteer ek hulle uit. En as hulle jou nie wil kerk toe vat nie, want hulle is moeg, dan kom jy na my toe. En as hulle jou nie na die kinderkerk toe wil vat nie, dan kom jy na my toe. Want Jesus het jou gekies. Lankal. En weet jy wat, as mamma en pappa opskroef, dan kies hulle ouma en oupa. Jesus is so cool. Dan gaan hy Jesus na ouma en oupa doen. As ouma en oupa opgeskroef het, dan gaan hulle na ouma grootjie toe en oupa grootjie toe. Want Jesus kies jou. Hy is so lief vir jou. Okay. Verstaan jy wat ek sê? Nee, eintlik nie. Maar dit is mooi. Kom ons strek ons hande uit. Daar is sy pragtige dogtertjie. Here, ons kom maak 'n kolletjie, ons kom seën haar vandag in. Dit is okay, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, dankie dat U haar gekies het. Here, sy is nog so vars uit die hemel uit. Dis nou 2 maande. Sy so, Here, so vars uit die hemel uit, Here. En dankie dat U haar gekies het, Here. Dankie dat U haar wil hê, Here. Dankie dat U gesê het dat U sal 99 mense los, Here, om agter haar aan te hardloop, Here. En dankie dat U vandag ook hier is in die teenwoordigheid.
Here, dankie dat U haar wil groot maak, Here, dankie dat U haar 'n kind van God wil hê, Here. Dankie dat ons kan haar kom bless en haar kom inseën vanmôre. Al die besluite wat sy moet neem, al die dinge wat sy moet nog deurgaan, Here, al die wêreld wat sy moet deurgaan, Here, ons kom bid vir wanneer sy moet besluite neem oor skole, en ons moet kom bid wanneer sy moet besluite neem oor vakkeuses, en wanneer sy moet besluite neem oor boyfriends wat sies is, en ons kom besluit oor wanneer sy moet kies oor maatjies, Here, dat dit die beste sal wees, want U het haar lankal uitgekies, Here. Dankie dat U haar wil lief hê, ewig en ewig en ewig, Here, en dankie, dat maak nie saak wat ons verkeerd doen in die wêreld nie, U hou haar. Maar Here, dankie sommer vir mamma, en dankie sommer vir pappa. Here, dankie dat U hulle kom toeëien. Here, dankie dat hulle vir klomp mense vanmôre, U kan kom en kom sê, ons maak ons kind groot in die huis van die Here, om die woord te hou en U lief te hê. Ag Here, kom gee hulle ook sommer die kapasiteit, partykeer as dit min slaap is, yes, en die dammie wil nie altyd werk nie, Here, en kos wil nie gevoer word nie, dat U vir hulle die regte maniere sal leer, Here. Presies soos Lia Marie sal wees. Ons kom bid dit in Jesus se naam. Ek is klaar. Amen. Yes. Net betyds, dankie. Julle is goeie ouers, hoor. Ek is baie lief vir julle in hierdie gemeente. Gee my so hard. Julle moet kom kyk hoe so oulik sy is. Moenie aan hom vat nie, mens mag nie 'n baaltjie vat nie. Ja, kom ons gee hulle hande klas. Dankie, ja. Voor ek begin, ek het 'n complaint gekry teen my. En ek het gedink dat ek het gevra wat moet ons moet doen, en die raad het gesê dat hulle dink ons moet die complaint wel voor die kerk voorlê, omdat dit teen my is vir die kerk. En ek weet dis nou nie die lekker gedeelte nie, maar ons moet dit doen. En dan met daai complaint hoop ek dat julle vergifnis sal kry vir my en ook die raad sal gee. Hier is die complaint, die WhatsApp. I would like to lodge a formal complaint to the church. Since yesterday, dit was nou verlede week, maandag, since yesterday's service, hierdie ou, kom sy anoniem te bespaar, has commented, offended, in the same tone that you used yesterday. Every time I commented something he does not like, repeatedly. Who do I lodge the complaint with? So ek wil net vir julle wel sê, luister hier, ek aanvaar dit met 'n groot smaal, en ek vra om verskoning vir elke vrou, as 'n man hierdie leer laaste week sê, is jy nou offended? Vra ek om verskoning daarvoor. Ek gaan wel hierna 'n altar call hou, en dan kan al die mans opstaan en hulle harte weer vir die Here gee. Alraai, om oor te gaan. So dankie vir daai complaint. Ek is so bly julle het geluister. Dankie vir die reaksie van verlede week. Dit was ek het dit verskriklik geniet, die complaint. Dis nou jammer dat die man nou die hele tyd gesê het, offended, wie het dit nog gedoen? So yes, dit was heerlik geweest, en ek hoop dat ons heeltyd geleer is om nie offended te wees nie. Maar vandag is 'n bietjie moeiliker wees. Vandag is 'n bietjie moeiliker as verlede week. En ek dink ek gooi vanmôre so 'n bietjie van 'n swaar bom vanmôre neer op ons gemeente. Maar kom ons gaan lees Lukas 17. Lukas 17, 1 en vers 3 tot 5 sê, Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel, almal struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Kom ons bid vir 'n oomblik. Here, ek kom bid dat U vanmôre vir ons meer geloof sal gee. Here, want ek weet vanmôre met hierdie boodskap gaan ek 'n klomp mense weer seermaak, Here, en gaan 'n klomp mense met ou pleisters afruk. En gaan 'n klomp mense weer ou wonde moet gaan oopkrap, Here. Maar ek kom bid dat U woord vanmôre sal kom genesing bring. Vir ons kom vryheid gee. Here, kom gee ons meer geloof sodat ons ander mense kan vergewe. Amen. Wie van julle is al seer gemaak in die lewe? Nie hand opsteek nie. Wie van julle is raak vanmôre hier en daar's oor jou gejok? Verliegstorie voor jou is versprei. Wie van julle sit ook vanmôre hier en sê jy sal misbruik? Ons het verlede week gepraat oor die klein simpel dingetjies wat ons baie keer moet laat gaan.
Iemand wat jy nie 'n SMS reply nie, of iemand wat hulle oogies rol, of iemand wat vir jou toet, omdat jy nie vinnig wegtrek nie. En ons het gesê, ons moet daai sommer onmiddellik let go en laat gaan. Maar dit is nie so maklik as dit iets groot is nie. Dit is nie so maklik wanneer dit gereeld gebeur nie. Veral nie as jy bedrieg word deur iemand wat jy vertrou het nie. Veral nie wanneer jy iemand bewonder het en hierdie ou het jou seer gemaak nie. Ek sit jy vanmôre hier en is daar die kind wat jou geboelie het op die skool. Dalk sit jy vanmôre hier en is daar die boyfriend wat vir jou gejok het en oor jou gejok het en stories versprei. Of dalk is dit daar die pa wat jy die hele tyd konstant probeer tevrede stel het en elke keer het jy dit net nog nooit reg gekry nie. Hy was net altyd ontevrede. Of dalk is dit vanmôre daar die vriend wat vir jou geskinder het. Of dalk is dit daar die persoon wat jy vertrou het wat in jou geraak het wat hy nie moes nie. Of dalk is jou huweliksmaat en jy het uitgevind hy is verslaaf aan pornografie. Wie het jou seer gemaak? Wie het al vir jou gejok? Wie het al vir jou bedrieg? Moet ons regtig daardie mense vergewe? Moet ons genuine daardie mense vergewe vir iets so vreeslik terwyl hulle dit nie verdien nie? En as ek dan nou moet vergewe, hoe vergewe mens iemand van dit? Want jy het al probeer. Dit het nie weggegaan nie. Jy het al probeer vergewe, maar hierdie gevoel hier binne jou is nog steeds hier. Dit is soos 'n stofsuier wat jy probeer om 'n lintjie te probeer opsuig. Die puntjie wapper die hele tyd. Jy het al van allerlei angles probeer gaan en dit wil net nie opsuig nie. Ek is vanmôre sensitief want ek weet hierdie boodskap gaan vanmôre baie seer maak by baie. Maar ek hoop dat jy vanmôre dit verstaan en dat dit baie duidelik is vanmôre dat God maak dit duidelik in die skrif. Dat as ek en jy 'n disipel van Jesus is, moet ons vergewe. Moet ons vergewe. Hoor wat sê hierdie volgende verse. Matteus 5 vers 43 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hoor wat sê hierdie vers? Hy maak seer. Matteus 6 vers 14 en 15. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So is baie duidelik, kerk, dat ons moet vergewe. Baie duidelik in die skrif dat ons moet vergewe en ek weet nie vanmôre wie is dit vir jou nie. Ek weet nie vanmôre wat is dit vir jou nie en ek weet vanmôre dis nie maklik nie. So wat beteken dit om te vergewe? En ek dink voor ons begin om te gaan kyk na dit, dink ek moet ons eers vir mekaar net gou stop en verstaan om te begin deur te kyk wat is vergifnis nie. Nommer 1 is vergifnis, dink ek is nie om te vergeet nie. Right? Vergifnis beteken nie as jy vergewe dat jy jou brein ewe skielik net skoon wipe en van alles wat met jou gebeur het vergewe nie. Dit is nie, vergifnis is nie kom ons vee dit onder die mat in en maak asof dit nooit gebeur het daarvan en ons vergeet heeltemal van. Vergifnis is nie om te sê dat dit wat die persoon aan jou gedoen het was nie verkeerd nie. Was nie sondelik nie. Dit beteken nie, vergifnis beteken nie dat jy al ewige deurvloerlap moet wees of 'n deurmat moet wees en almal kan net boor jou trap en jou seermaak en jou aanhou kla en jou aanhou bedrieg en aanhou vir jou jok en goeters want jy's 'n Christen en jy moet net aanhou glimlag nie. Dis nie wat vergifnis beteken nie. Ek dink jy kan steeds vergewe en steeds met iemand 'n gesonde boundary hê. Ek dink jy kan iemand vergewe en steeds sê, luister, dit gaan 'n tydjie vir my en jou weer vat om enigstens daardie verhouding te begin verbou sodat ek jou weer kan vertrou. Vergifnis is nie om te vergewe nie. Die tweede ding wat vergifnis nie is vergifnis is nie regverdig nie. Vergifnis is nie vergifnis is nie regverdig nie. Ek laat jou net gaan vir geen rede na alles wat jy aan my gedoen het nie. Dis nie fair nie. Dis nie regverdig nie. Ek dink is uit nature dat ons as mens wil revenge neem.
Sy uit nature dat ons wil gee, ons wil terugbetaal vir dit wat jy gedoen het. As jy my slaan, gaan ek kid you not, dis nie fair nie, ek wil jou terugslaan. Maak jy vir my kiet seer, dis fair dat ek jou terugkry. Dis fair dat ek aan jou doen wat jy aan my kinders gedoen het. Dis fair. Die wêreld in ons sê, doen iets terug. Maar Jesus kom en sê, bid vir jou vyand. Bid vir jou vyand. Great. Dis nie fair nie. Ek het al 'n paar keer in my lewe gesê, okay, Here, ek gaan bid dat hulle aanby en hulle ore kry. En 'n tandpyn, en 'n maagpyn. En dat hulle tone stamp op elke bank. Want dis nie fair nie. Here, het al dit wat hulle gedoen het. Dis nie fair nie. Maar kyk, vergifnis is nie regverdig nie. En is interessant dat ons soek in sulke omstandighede altyd regverdigheid. Maar prys die Here dat hy was nie regverdig wanneer dit gekom het by my vergifnis nie. Want as hy fair was, dan dink ek nie sou ek vanmôre op hierdie verhoog gestaan het nie. Ek dink as hy fair was, dan sou ek moes gaan betaal het vir my sondes. So prys die Here, hy was nie fair nie. Vir wat sê Psalm 103 vers 10 tot 12, sy hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Prys die Here. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver soos die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. So wat is vergifnis dan nou? Vergifnis is om ander mense te gee wat God my en jou gegee het. Sien, as jy 'n Christen is, dan het jy genade ontvang. As jy vanmôre hier sit en jy's 'n Christen, dan het jy vergifnis ontvang. Baie van julle tweede, derde, vierde, vyfde kans ontvang. Baie van julle die goedheid van God ontvang. As jy vanmôre hier sit en jy sê, ja, ek het nie al hierdie goed ontkry nie, want ek is perfek, baie mooi. Hou jy aan met jou engelvlerkies en maak dit skoon. Maar hier's mense vanmôre hier, onperfekte mense. Ons is 'n klomp onperfekte mense wat die vergifnis en die genade van God ontvang het. Ek bid elke keer, ek sê, Here, moenie vir my die perfekte engeltjies stuur, ek soek hulle nie. Ek soek onperfekte mense in hierdie kerk wat net vergifnis nodig het. Wat net die genade van God ontvang het. Ek weet nie van jou nie, maar prys die Here, ek is al so baie vergewe van 'n klomp goeders. Ek is al vergewe van steel en jok en verneek, ek is al vergewe van verraai, ek is al vergewe van wellustige lastgedagtes, haatlike gedagtes. Ek is al vergewe van mense wat ek seer gemaak het. Ek het al die genade ontvang en hierdie vergifnis ontvang wat ek eintlik nie verdien het nie. Maar prys die Here. Hy is nie regverdig nie. Wat is vergifnis? Vergifnis is om dieselfde te gee wat jy van God ontvang het. Dis die krag van die evangelie. Dis die krag van ons as Christene om te kan gee wat jy by God ontvang het. Maar wat sê 1 Johannes 1 vers 9, sê as ons sondes bely, hy is getrou, hy is regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek weet, ek gaan so 'n bietjie van die punt af vermoor, maar soos nou ligte af, nou kan ons weer die ligte aansit julle. Daar sê dankie. So 'n bietjie van die punt af, maar daar's 'n klomp mense wat sê, maar is dit dan oukei om sonde te doen? Want eerlik wat ek vanmôre hoor en wat ek vanmôre lees is dat niemand is sondaars nie en almal is net goeie mense. Kan ek julle die waarheid vertel? Almal van ons is sondaars. Almal van ons het iewers in ons lewe al opgeskroef of iewers in ons lewe verkeerde goeders gedoen. En die Griekse woord vir sonde in Grieks is eintlik 'n boogskietterme van 'n boogskietterme waar jy die merk mis. En of jy dit nou vanmôre 'n sentimeter gemis het en of jy vanmôre 'n meter gemis het, 'n mis is 'n mis. Almal van ons het sonde gedoen. Maar die Bybel is baie duidelik hier dat as ons sondes voor God bely en ons sê vir die Here, Here, ek is jammer dat ek mense seer gemaak het. Ek is jammer dat ek haat, ek is jammer dat ek verraai het. Here, ek is jammer, dan is God getrou om ons sondes te vergewe. Staan hier. Dan is God getrou. En vergifnis is dan om uit te deel wat ons van God ontvang het. Dis die evangelie.
Die evangelie is om nie net vergifnis te ontvang nie, maar die evangelie is om ook die vergifnis uit te deel. Die evangelie is nie net om 'n ontvanger te wees van genade nie, maar ook ene wat genade uitgee. Vergifnis is nie net iets wat na ons toe vloei nie, maar dit is iets wat eintlik deur ons moet vloei. Onverdiende genade moet deur ons vloei. Onverdiende vergifnis en goedheid van God moet deur ons vloei na ander toe. En hier is die vraag, met al hierdie reën, is my vraag, hoeveel sluise van vergifnis is by jou oop vanmôre? Hoeveel sluise van vergifnis is oop by jou? Ek dink aan een van die bekendste gebede ter wêreld wat ons lees in die Bybel, en ek het dit op die bord vir julle gesit, dat julle vir 'n oomblik saam met my kan lees, is die Onse Vader. Wat sê ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En lees saam met my vir 'n oomblik. En vergewe ons oortredings, sodat ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. Wil jy dit regtig bid? Wil jy regtig bid, Here vergewe my, sodat ek ander kan vergewe? Here vergewe my, sodat ek my baas kan vergewe, wat my elke keer soos 'n gemors hanteer by die werk. Here vergewe my, sodat ek my ex kan vergewe, wat met my geld en alles weggehardloop het. Nou vertel sy kinderstories van my. Here vergewe my, sodat ek ander kan vergewe. Kyk, is vergifnis besig om deur jou te vloei? Hoekom? Hoekom sal God van ons vra om te vergewe? Hoekom wil God so graag hê, sê dit weer en oor, ek wil hê julle moet vergewe. En ek dink daar's 'n klompie redes, maar ek dink een van die grootste redes oor hoekom God ons vra om te vergewe, wat eintlik onvergeembaar is want ek dink God het my en jou ontsettend baie lief. Dink hy vra ons om te vergewe, want God het jou lief. God is so lief vir jou, dat hy van jou vra om ander mense te vergewe, nie net om die ander persoon te genees nie, maar om jou te genees. Om hierdie seer in jou vermoere te genees. Kerk, deur ander mense te vergewe wat jou verraai het, deur ander mense te vergewe wat jou seer gemaak het, mag dalk nie hulle vry maak nie, maar vergifnis maak jou altyd vry. Vergifnis maak jou altyd vry. Vergifnis sal jou altyd genees. Ek het so hierdie week gebid oor hierdie boodskap, en ek het so hierdie week my kop gemaal oor hierdie boodskap, want ek het geweet dat dit vermoere 'n klompie seer gaan oopmaak by wonde. Hierdie week het dit by my klompie goed oopgemaak. En ek hoop dat jy vermoere hoor dat ek nêrens gesê dat dit is maklik nie. Ek het nog nie een keer gesê dat om te vergewe is maklik nie. Dis maklik eerder vir my om 'n grudge te hê. Dis maklik vir my eerder om 'n bitter lewe te lewe. Dis maklik vir my om die ergste te verwag van daardie persoon. Dis maklik vir my om hierdie gedagtes te replay. Dis maklik vir my om met hierdie haat rond te loop. Dis maklik. Maar vergifnis is nie maklik nie. Dit vat geloof. En daarom het ek gebid vanmôre, en daarom het die eerste vers het gesê, Here, gee ons meer geloof. Gee ons meer geloof. Want geloof stel ons in staat om 'n geleentheid vir vryheid te sien waar ander mense dalk belediging sien. Geloof gee vir ons vermoere die geleentheid om in my vlees is ek steeds bedrieg, in my vlees is ek steeds seer gemaak, in my vlees is ek steeds kwaad, maar as gevolg van geloof kies ek wil vergewe. Kies ek om te sê ek vergewe. As gevolg van geloof mag dit dalk nie in die oomblik gebeur nie, maar dit vat geloof om te kies. Ek vergewe. Kan ek vir 'n oomblik met 'n huwelik praat? Met huwelike praat? Dit vat geloof julle om te vergewe in 'n huwelik. Dit vat geloof. Dis nie maklik nie. Jy het vermoere die keuse in jou huwelik, jy kan vermoere omdraai en jy kan wegloop. Maklik. Jy kan wegloop en sê, well, whatever ek my man beloof het vir die altaar, of my vrou beloof het vir die altaar, ek's klaar. Of jy kan vermoere kies om geloof te hê, en iemand iets te offer wat hy eintlik nie verdien nie. Vergifnis. Ek kan nie vermoere jou daardie besluit maak nie. Ek kan nie vermoere vir jou
jou geloof wees nie, maar ek weet gewoonlik 'n goeie huwelik is gemaak van twee goeie mense wat aanhoudend vergewe. Wat geloof? Ek weet wanneer jy daaroor begin bid en jy vir jouself vra, Here, maak dit vir my sin, is ek moet vergewe, dan is dit, dan vra jy jouself heeltyd die vraag af, maar hoeveel vergifnis verdien die ander persoon? Dalk moet ons vanmôre die vraag verander. Dalk moet ons vanmôre vir ons vra, hoeveel vryheid begeer jy? Hoeveel vryheid begeer jy? Het vat geloof. Het vat geloof om te vergewe. Vat geloof om te sê dat dit wat jy gedoen het aan my, gaan my nie meer langer gevange hou nie. Het vat geloof om te sê dat dit wat jy oor my gesê het, gaan nie langer my hart vernietig nie. Het vat geloof om te sê dat dit wat jy gedoen het, was verkeerd. Dit wat jy gesê het oor my, was verkeerd, dit was nie reg nie. Maar as gevolg van geloof kies ek vanmôre om jou te vergewe. Ek wil nie langer meer 'n victim wees nie. Ek wil nie langer meer 'n gevangene wees in my eie hart nie. Kerkvergifnis verander nie die verlede nie. Vergifnis verander nie dit wat gebeur het met jou nie. Vergifnis verander nie dit wat gesê is oor jou nie, maar vergifnis verander jou siel. Vergifnis verander jou toekoms. Vergifnis verander jou hart. Ons bid saam. Here, ek weet nie. Dis 'n klomp mense met 'n klomp seer, Here. Dit wat gebeur het met hulle. Dit wat gesê is oor hulle. Here, iemand het dalk vir my gejok. Iemand dalk vir hulle gelieg stories vertel, Here. Iemand het dalk aan hulle gevat wat nie moes nie, Here. My pa moes na my gekyk het en hy het nie, Here. My ma moes my opgepas het en sy het nie, Here. En ek is kwaad vir hulle. Ek is kwaad vir daardie vriend, Here. Ek is kwaad vir daardie ou wat die kinderstories oor my versprei het. Hier sê baie duidelik in die woord dat ons moet kom vergewe. En ek wil bid, Here, dat ons vanmôre sal vry raak in hierdie kerk. Nie net vry raak van klein goedjies nie, maar vry raak van die groot goeders om te sê ek kies geloof te vergewe. Dit wat hulle gedoen het aan my was verkeerd. Dit wat hulle oor my gesê het was verkeerd. Maar ek sê meer, ek wil nie meer 'n victim wees nie. Ek wil nie meer 'n langer gevangene wees nie. Ek vergewe. Here, as daar huwelike is wat op 'n punt is van hulle weet nie of hulle moet loop of nie moet loop nie, Here, kom help hulle om ook vanmôre te kies om te vergewe. Kom genees vanmôre harte, Here. Harte wat seer is, Here. Harte wat so vol van hierdie goed loop vir jare lank, Here. Loop hulle met hierdie haat. Kom genees vanmôre harte. As jy raak vanmôre hier sit, jy ken nie Jesus nie. Jy raak vanmôre hier en jy sê, ek wil nie die Jesus ken wat my vergewe het. Hierdie Jesus ken wat my lief het, maak nie saak waar ek is in my lewe of wat ek gedoen het nie. As jy vanmôre Jesus wil ken, is eintlik so maklik in ons gemeente. Jy steek jou hand op en sê, ek kies Jesus. So dit. En dan kom Jesus en hy sê, hy is getrou. Hy vergewe jou. En dan kan hy saam met jou op pad begin stap om ook hierdie ander mense te vergewe. So as jy vanmôre hier is, jy ken nie Jesus nie, iemand jou genooi, en jy wil hom ken, terwyl almal se oë so toe is, niemand gaan vir jou sien nie, ek gaan jou vorentoe roep nie, ek gaan jy nêrens heen, ek gaan altyd van jou vra, net jy vinnig met jou hand in die lug opsteek en sê, ja Here, daai sê ek wil my hart weer vir U gee, as dit jy is vanmôre, as daar 'n klop in jou hart is, sê Here, dis ek tog. Ons loof U en ons prys U, Here. Dan kry jy vanmôre mense in count. As jy vanmôre sit en jy weet jy moet vergewe, gaan ek 'n bold move van jou vra.
En jy weet, jy sit en jy moet vergifnis kry. Ek gaan weer 'n bold move vir ons sê, Here, count me. Dis ek tog, Here. Ek kan net jou hand in die lug opsteek en sê, yes, Here, daai sê ek moet vergewe. Ek gaan jy nie vorentoe roep nie, ek gaan niks meer doen nie. Here, dankie vir elke hand wat opgegaan het, Here, wat sê, ek moet mense vergewe. Kom bring genesing. Ons loof en ons prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons gee die Here vir 'n hande klap.